Ek weet, Here, ons almal kan getuig van die goedheid van God. En wat ons sê, en wat ons sing, en wat ons glo is dat U is altyd met ons, en U is altyd vir ons goed. U is 100% van die tyd, 100% goed. Want dis U wese, dis wie U is. En vanoggend is niks anders dan vanoggend is U besig met U woord, en dit wat ons gaan lees, en daaroor ons gaan praat, is maar net 'n teken van U goedheid. Anders sou U ons nie geleer het hiervan nie. Dan sou U dit net nooit genoem het nie. Dat was dit nooit iets wat ons moes oor gepraat het nie, en gedink het nie. Dankie vir U goedheid, dankie vir U grootheid, dankie vir U woord, dankie vir U Gees. So lei vir ons nou asseblief. In gehoorsaamheid, in konsentrasie, en help ons daarmee. In Jesus se naam. Amen. Nou ons nou besig met hierdie reeks, en ek het gesê dat Jesus het oral rondgegaan, toe sy bediening begin het hy oral rond gereis en met 'n klomp mense gepraat, en op 'n stadium het hulle by mekaar gekom, en dan is hulle daar by die berg van in Kapernaum, is die see van Galilea lê daar, en hy het die mense daar opgevat, en daar duisende mense voor hom gesit, en hy het begin om met hulle te praat. En wat hy vir hulle gesê het, en dis wat ons opgeteken is in hierdie gedeelte, wat hy vir hulle kom sê het, is dat ek wil julle leer van die koninkryk van God. Ek wil julle leer hoe om te leef in die koninkryk van God. En die vraag wat ek gevra het, is hoekom? Hoekom sal hy mense wil leer van die koninkryk van God? Want hy het geweet dat daai mense wat daar voor hom sit, en mense soos ons wat na die tyd sou kom, dat mense wat sou glo in Jesus, mense wat dan sal sê, maar hierdie Jesus, ons glo in hom, en ons aanvaar sy redding, ons aanvaar dat hy deur God gestuur is, hy is die seun van God. As mense dit sou glo, dan word hulle deel van die koninkryk van God. En hulle word nie net sommer deel van die koninkryk van God as slawe nie, maar as kind. En so is hy eintlik maar besig, soos wat enige ander ouer besig is met sy kinders, om met hulle te praat, om vir hulle te leer, hoe om hulle te gedra, hoe om op te tree. Want as jy dit lees in Johannes, ek gaan net gou voor ek na Matteus toe gaan, net 'n stukkie in Johannes lees, hoor wat staan daar, hy sê, almal wat hom aangeneem het. Nou moet jy mooi dink, is dit ek? Die wat in hom glo, het hy die reg gegee. Hoor wat daar staan, hy het die reg om 'n kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of 'n besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So as Jesus begin om hierdie ouens te leer, dan sit met dit in gedagte, dat elke mens wat gebore sou word, en weergebore sou word, elke so persoon, is 'n kind van God. En as jy 'n kind van God is, dan leef jy radikaal anders, en dis waar Matteus 5 oor gaan, Matteus 5, 6 en 7, maar veral ons lees net Matteus 5 hierdie kwartaal. Dit gaan daaroor dat hy sê, as jy deel is van my, en jy wil my kind wees, dan moet jy radikaal anders te leef as die res van die wêreld. Maar die mense wat voor Jesus gesit het, was ook 'n klomp godsdienstige mense, ook soos ons, mense wat aan 'n kerk behoort, mense wat daai tyd was hulle deel van die sinagoge, maar dis mense soos julle wat voor hom gesit het, en dan sê hy ook vir godsdienstige mense, die gevaar is dat jy so kan godsdienstig wees, dat jy nie 'n verhouding het nie, en Jesus praat eintlik oor hierdie gedeelte, praat hy eintlik oor verhouding, oor hoe dit moet wees in 'n verhouding, as jy 'n verhouding het met God. En dit bots met dit wat hierdie wêreld sê. Dis 'n radikale omkeer. Hy praat dit radikaal anders as wat die res van die wêreld op daai stadium gedink het, en wat die res van die wêreld van ons wêreld dink. Want hy sê byvoorbeeld, ongelooflik gelukkig is jy, as jy weet jy is niks nie. As jy weet jy is net aan God afhanklik. Dis 'n radikale stelling, daai tyd en vandag. Want ons leer vandag, en in ons wêreld waar ons leef, jy moet onafhanklik wees. Ons kry dit self in die kerk, dat mense sal sê, maar die Bybel kan maar nie ons voorskryf nie. Ons moet in plaas van dat ons in lyn met God kom, en dis wat Jesus leer, is om te sê, is radikaal anderster, as jy afhanklik is van God, want dan kom jy jou lewe in lyn met God.
in plaas van die tyd waarin ons leef, waar die wêreld sê, maar die Bybel sal moet in lyn kom met dit wat in die wêreld gebeur, want die Bybel is oudmodies en die wêreld het gegroei, so die Bybel sê nie meer vir Christene, ek praat met Christene, wat hulle moet doen en hoe hulle moet leef nie. Want ons kan dit of wegvertaal, of anderster interpreteer, of ignoreer, om te sê, ek gaan nie dat iemand vir my sê, hoe moet ek leef nie. Dis die tyd van ons gees. Jesus kom en sê, radikaal anders. Hy sê, as jy agter my wil aankom, dan moet jy afhanklik van my. Die tweede ding wat hy daar sê, is dat dit is radikaal anders, dat jy is ongelooflik gelukkig as jy hartseer is. Want die probleem is, die oomblik as jy agterkom, maar ek leef in lyn, ek moet in lyn leef met God, dan is daar goed wat in jou lewe na vore kom, wat jy besef, maar hierdie goeders hoort nie by my as 'n kind van God nie. En dan sê hy, moet jy treur daaroor, hartseer wees daaroor. En toe het ons gehoor, 'n radikale ander stelling wat hy gemaak het, is om te sê, maar as jy afhanklik is van my, en jy sit jou lewe in lyn met my, en jy is hartseer oor die sonde in jou lewe, dan wees sagmoedig, nie opvleend nie. En ons het laas week het ek vir julle gesê, dis om jou humeur te verloor, beteken om jou balans te verloor, om dit wat jy, jou emosies in moet gebalanseer wees. En kinders van God wat sê, ons glo in Jesus, is anders as godsdienstige mense wat sal sê, ek is net nie sagaard nie, dis maar net nie my aard nie. En Jesus kom en hy leer, is niks met jou aard uit te waai nie, dit het alles uit te waai met wie jy in Christus Jesus is. Die vierde ding wat hy kom en hy vir ons geleer het, hy het gesê dat julle is ongelooflik gelukkig is julle as julle honger en dors is na wat reg is. Met ander woorde, as jy sal sê, vir my is dit belangrik, meer belangrik om reg te wees met God as om reg te wees. Want ek kan reg wees en nog steeds verkeerd met God. En dis wat hy kom leer, is 'n radikale anders way of thinking, dat hy sê, jy moet anders dit daaroor dink, en jy moet regverdig wees. En ek het toe gesê, elkeen van julle wat hier sit, het 'n honger en begeerte na reg. Want julle wil, almal van ons, wil reg en regverdig behandel word. Ons word kwaad as mense ons onregverdig behandel. Ons wil reg en regverdig behandel word, en God sê, doen dieselfde met ander mense. Nou kom hy by die volgende stelling, en hy sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou die 9 stellings van die saligsprekinge, waardeur ons nou hierdie kwartaal werk, is nie opdragte nie. Dis nie Jesus wat voor sy kerk sit en voor sy mense sit en sê, hier's 9 opdragte, soos die 10 gebooie, hier's nog 9 by nie. Dis niks daarmee uit te waai nie, want as dit so was, dan kon jy dit gehou het, dan kon jy gesê het, tik vandag af, ek is afhanklik, tik vandag af, was ek sagmoedig geweest, ek kon kwaad geword het, maar ek het nie, ek het afgetik. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hierdie is 'n ingesteldheid waarvan hy praat. Hy praat hier oor eintlik koninkryksbewyse. Mense kan dit so sê, kingdom evidences. Hy sê hierdie goed is die evidence, is die bewys daarvan dat jy anders te leef as die wêreld, gekies het om anders te leef as die wêreld, en gekies het om anders te leef as net godsdienstig. Dis die eienskappe, dis die bewys, as jy begin sagmoedig raak, en jy begin barmhartig raak, en jy leef rein van hart en al daai goed, dan is dit 'n bewys dat jy gekies het om deel van die koninkryk te wees. Dit sê hy. En ek het laas heel in die begin vir julle gesê, God vra ons niks anderster as wat julle ouers van julle kinders verwag nie. Daai 9 stellings is presies wat julle ouers van julle kinders verwag. Julle verwag van julle kinders om, veral as hulle kleiner is, afhanklik te wees van jou. Want as die kind nou eers begin so by 'n punt kom om te sê, los my, ek wil, dan weet jy gaan droog maak. En dan as hulle nou tieners raak, dan is dit nou heeltemal anders. Dan is hulle totaal nie meer afhanklik van jou nie. Maar jy as 'n ouer wil graag hê jou kind moet af jou afhanklik wees, dat jy hom kan help. Die tweede ding is, jy wil hê hy moet hartseer wees as hy verkeerd gedoen het. Hy moet na jou toe kom en sê, papa, mama, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Julle wil hê julle kinders moet sagmoedig wees. Of wil julle hê hulle met mekaar met karretjies en goeder slaan in die huis en die bure se kinders slaan. Jy sê vir jou kind, jy moenie so optree nie. Hou jou in toom. Ons leer dit vir ons kinders. Ons sê vir ons kinders, ons wil graag hê hulle moet honger en dors na wat reg is. Ons wil graag hê ons kinders moet so gehoorsaam wees dat ons op 'n stadium vir hulle sê, dis nou boring, kan julle net iets verkeerd doen vir 'n slag nie. Want julle doen altyd net altyd reg.
Dis wat ons wil hê. Ons wil hê ons kinders moet barmhartig wees. Ons wil hê hulle moet rein van hart wees. Ons wil hê hulle moet vredemakers wees. Dis niks anderster. Jesus kom leer niks anderster as wat jy van jou kinders verwag nie. Daarom kan ons met ons ore gespit sit en sê, maar goed, so as ek dan in Jesus glo en ek het sy kind geword en hy's besig om kinders van God te leer, dan praat hy met my. En dan sê hy, geseënd is jy as jy barmhartig is. En barmhartigheid, wel ek net so sê, ek het laasweek dit gesê, die geseëndheid, daar begin, dis waar my elke keer begin, hy sê geseënd is jy, en ons moet dit nie mislees nie, want die grootste enkele ding wat met jou kan gebeur, naas jou redding, is dat God jou seën. En as jy onder God se hand van seën bly leef, is dit die beste ding wat met jou kan gebeur. As jy onder sy hand uitbeweeg, dan kan jy nog alright regkom, maar jy mis daai seën. Jy mis daai Heilige Gees se teenwoordigheid wanneer jy die regte besluite moet neem. Hy sê geseënd is jy. Ons moet dit nie mislees. Jy's geseënd, maar as jy barmhartig is, nou daai woord in die Grieks sê jy moet hom so vertaal, to show kindness or concern for someone in serious need. Die Engelse verklarende woordeboek sê, compassion shown especially to an offender, or to one subject to one's power. So dis die woord wat beteken is, om compassion, die woordjie compassion kom van die Latynse woordjie compatie, kom wat beteken saam, en patie, seer kry. Met ander woorde, om saam met iemand seer te kry, om saam met iemand deur hierdie pad te loop. Nou daar's 'n verskil tussen die woord mercy en grace. Mercy, wat beteken barmhartigheid, is iemand wat nie iets kry nie, wat het verdien het om dit te kry. Met ander woorde, jy het verdien om 'n boete te kry, en ek het met 'n bely, my enigste keer wat ek met 'n verkeerskonstabel te doen gehad het, was op my verjaarsdag baie jare terug, en ek het oor die spoed gery, en het my afgetrek. En hy sê vir my, hoor jy het, dis 'n 80 sone, jy het 100 gery. Ek sê, nee man, het het lankal al 100 geword nie. Sê, nee, 80. En ek sê vir hom, hy sê, waar is jy so hastig op jy? Ek sê hastig nie, ek is op pad na ek en my kollegas gaan saam eet, dis my verjaarsdag vandag. En hy vat my lisensie, en nou staan mos my geboortedatum daarop. En hy kom terug na my, toe sê, I've got a gift for you. Ek sê, hoeveel? Hy sê, you can go for free. This is a warning because it is your birthday. Dis barmhartigheid. Ek het verdien om my eerste boete hier te kry, maar ek het nie. En so dit is wat dit beteken as jy barmhartig is. Mercy, grace beteken om iets te kry wat jy nie verdien het nie. So hier kry jy iets en jy sê ek het dit nie verdien nie. Ek het nie God se goedheid verdien nie. Ek het nie God se genade verdien nie, maar hy gee dit vir my. So hierdie twee woorde, ons gaan die hele tyd met jy dit in gedagte hou. Barmhartigheid is om iets nie te kry nie, maar jy het dit verdien om te kry. En grace beteken, genade beteken om iets te kry wat jy nie verdien het nie. En dis waarmee God werk as hy vir ons so sê. Nou hierdie woord barmhartigheid, as jy nou gaan kyk in die Bybel, kom dit net 2 keer voor. Soos 'n baie spesiale woord wat Jesus, of wat Matteus hier gebruik as hy hierso skryf, en hy praat oor barmhartigheid. Want die Romeine van daai tyd, en die Jode van daai tyd, het nie geweet, hulle het nooit daai woord eers gebruik nie, want hulle het nie barmhartigheid nie. Die Jode was so strikt op die wet, dat daar geen barmhartigheid was nie. As jy sou spoeg op 'n Sondag, op 'n Sabbatdag, dan kla hulle jou aan, want dan is jy besig om moontlik te ploeg. Want as jy dalk die grond sal stoot met jou voet, dan klink dit soos ploeg, want jy het nat gemaak en omgestoot. Dis 'n sonde. Dis soos hulle geglo het. So daar was geen barmhartigheid gewees nie. Die Romeine net so erg. Die Romeine het geen barmhartigheid gehad nie. 'n Romeinse pa kon besluit, as sy kind gebore word, dan bring hulle die kind vir hom, en as hy na die kind kyk, en as hy 'n gesture maak, seker maar so, is alright, ek wil die kind hê, en as hy so gemaak het, en sê, ek wil nie die kind hê nie, dan is die kind op die ashoop gegooi en verbrand. Geen genade gehad nie. Daar was niks gewees, nie teenoor hulle slawe nie teenoor hulle vrouens nie, hulle kon hulle doodeenvoudig doodmaak, want dis soos hulle gedink het. Daar's nie iets soos barmhartigheid gewees in daai tyd nie. Nou dit klink shocking,
maar ek wonder of dit nie baie dieselfde in ons samelewing is nie. Ek beleef dit so in hierdie samelewing. Ek beleef baie keer dat mense in hulle gesinne, in hulle huise, by hulle werk, tussen mense, so hard is, dat daar nie barmhartigheid is nie. Mense praat van ek weet nou nie hoe gaan dit by julle werkslewe nie, maar mense sê in hierdie wêreld is dit hond eet hond. Ek weet nie of julle dit gehoor het al nie. Dan bly nog steeds 'n hond op die einde. Nog steeds 'n hond wat die ander hond eet. So dis die lewe. En dit is dalk shocking om dit te sê, maar ek beleef dit gereeld onder kerkmense. Onder ons mense. Dat wanneer iemand in die kerk jou te nagekom het, dan weier jy hom te vergewe. Ja, ek gaan nie dat daai ou wegkom nie. Want sy is nou die hele tyd met my hier agter my, kinders sê van my, en sy is sleg van my. Nou kom ek die kerk toe kom, dis hoekom ek wil nou nie wys nie. Daai kant sit en hierdie kant sit. Ons moet net eers kyk waar sit hulle. Ons wil glad nie met mekaar te doen hê nie, want hy of sy het iets aan my gedoen en daarom sal ek hom nie kan vergewe nie. Dis leef in die kerk. En dis wat Jesus kom sê. Barmhartigheid is 'n eienskap. Want iemand het eendag gesê, is 'n eienskap van kind van God. Iemand het eendag gesê dat die Christensoldate is die enigste weermag wat sy gevalle soldate sal skop as hulle lê. Want as iemand sou val in die sonde, of iemand het in jou iets verskrikliks gedoen, dan skop ons hom terwyl hy lê. En ons maak hom nog slegter. Ons vertel hoe sleg is daai persoon. So, hoekom is dit so? Wat is die rede dat dit so is? Omdat barmhartigheid is teen die wêreld. Die wêreld waarin ons leef sê, jy kan nie barmhartigheid betoon nie, want dis 'n teken van swakheid. Die duiwel sê, jy kan vir niemand iets goeds doen nie. Jou eie bose natuur, jou eie sondige natuur sê, dood eenvoudig, ek moet werk vir wat vir my reg is, wat vir my aanvaarbaar is. En ek wil nou die woord, dis 'n bietjie erge woord, te hel met die res. Is ek leef vir my, en dit gaan soos dit vir my wil leef. Nou Jesus kom sê, daai kenmerk is 'n kenmerk van 'n koninkrykskind. Is iemand wat 'n hartoorplanting gekry het toe Jesus in sy lewe ingekom het. En dis in stryd met jou sondige natuur. Maar barmhartigheid is nie 'n opsie nie. Dis nie iets wat jy kan sê, dis nou nie eintlik in my persoonlikheid nie. Ek weet van ouens wat die gawe het, en ek lees daarvan, wat die gawe het van barmhartigheid. Ek het nou nie eintlik 'n gawe om so merciful te wees nie. Nou ek het twee probleme met dit, as jy so sou sê, en ek weet, daar is mense wat 'n gawe het van barmhartigheid, maar daai gawe het te doen met barmhartigheidswerk. Aan die ander wyse iemand wat uitgaan om mense te gaan help wat swaar kry en kospakkies bymekaar maak. Daar is mense wat so gawe het. Maar dit sluit nie ons uit wat nie daai gawe het van barmhartigheidswerk nie, want hy sê elke een wat my kind is, het die gawe of het die eienskap van barmhartigheid, want my probleem as dit sou werk, dat dit net vir gawes is. Hoor wat staan, hy sê geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, maar dan moet jy dit eintlik so lees, geseënd is die ouens wat die gawe het van barmhartigheid, want hulle alleen sal barmhartigheid van God ontvang. Dit kan tog nie so wees nie. Dis 'n groot probleem. So sorry vir julle ouens, wat nie die gawe het van barmhartigheid nie. Julle gaan nie geseënd wees nie, en julle gaan ook nie God se barmhartigheid beleef nie. Sê nie maar net God sê. Hierdie is nie 'n eienskap nie, hierdie is 'n gawe. So God besluit, ek is nie eintlik sterk op barmhartigheid nie. So ek los julle net uit. So julle moet maar suffer, so julle nooit vergewe nie, want dis nie my sterkpunt nie. Ons wil nie dit hoor nie. Dis my eerste probleem met die gawe ding. Die tweede probleem wat ek daarmee het, is toe God ons geskep het in Genesis 1 vers 26 en 27, dan sê hy skep ons na sy beeld. Met ander woorde, elke mens is geskep met die eienskappe van God. Ons kan dit opnoem, liefde, goedheid, barmhartigheid, genade, almal is eienskappe van God.
So al wat dit vir ons sê is ek nie barmhartigheid nie natuurlik by my kom nie, is dat daai eienskap van God moet nog by my ontwikkel word. Want ek het dit. Dis nog net nie daar nie. En dis waaroor hy praat. Hy praat vir ons, hy wil ons leer om te sê, laat die Heilige Gees jou dan leer. As jy vanoggend hier sit en jy dink daaroor om te sê, ek is nie eintlik sterk op barmhartigheid nie, mercy kom nie vir my nature nie, dan is jy op die regte plek. Maar dis waar ons almal sit, vir die meeste van ons sit. En dan kan ons sê, kom leer my. Nou by wie gaan leer jy van barmhartigheid? Wel, jy kan by my kom sit, ek sal julle leer van mercy. Nee, jy gaan sit by God. So die vraag wat ons moet vra, is God barmhartig? En as jy nou daai vraag moet antwoord, as jy dit moet antwoord vir enige vreemde ou wat nou hier sou instap. Ek het laas nou die dag gesê, as jy vir 'n alien goed moet verduidelik. Sê nie maar jy's 'n alien, nie is van julle wat soos aliens lyk, maar jy is alien nie instap. En hy sê vir my, hoor jy die ou daarvoor praat oor barmhartigheid en oor God wat barmhartig is? Is hy barmhartig? Wat is die antwoord? Hallo? Nee. Hallo? Ja, ek hoop so. Want die Bybel sê dit. Die Bybel is 'n bewys nie, die Bybel hoef nie eers dit te sê nie. Die Bybel is 'n bewys van God, wat saam met mense 'n pad loop, en wat sy barmhartigheid die hele tyd wys. Hy is die hele tyd besig met ons. Hoor wat staan daar in Psalm 103, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie, sy goeie goed vergeet nie. Hoekom nie? Dis hy wat al my sondes vergewe, wat al my siektes genees, wat my red van die graf en met liefde en ontferming, dis barmhartigheid kroon. Want wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Dis 'n amazing stelling om te sê, barmhartig en genadig is die Here. Met ander woorde, hy gee my nie wat ek verdien nie, en ek kry wat ek nie verdien nie. Daai twee goed, genade en barmhartigheid, is hy, en hy's lankmoedig, en hy's vergifnis. Dis wie hy is. God is se wese, God se wese is 100% van die tyd, 100% barmhartig. Daar's niks wat ek en jy kan doen, wat God se barmhartigheid meer of minder kan maak nie. Want dis wie hy is. Hoor wat staan daar in Eksodus, die Here het in 'n wolk afgekom, en daar by Moses kom staan, en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here. Hoor wat sê hy, ek is die Here. Ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan van geslag na geslag. Dis wie God is. Hy is 'n barmhartige God. Dis sy wese, en dis wat ons leer by hom. In die Nuwe Testament skryf Paulus, vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. So ek kan so aangaan en aangaan. So God se wese is barmhartigheid. Dis waar ons dit gaan leer. Ons gaan sit by hom en sê, Here, vandag, wat is die vandag se datum? 9 Maart 2025, hoor ek dat Jesus sê, een van die eienskappe of een van die koninkryksbewyse van 'n kind van God, is dat barmhartigheid is deel van jou lewe. En Here, as dit nie daar is vanoggend nie, leer my, help my daarmee. Jesus was barmhartig. Toe hy hier op aarde was, het God hom kom leer. Hy het na hierdie aarde toe gekom, juis om compassion te kom bewys. Want compassion, of compassie, kompatie beteken dood eenvoudig dit, dat Jesus kom sê het, ek wil in julle skoene kom leef. Ek wil beleef wat julle beleef. Hoor wat staan daar in Hebreërs. Hy sê, hy het in elke opsig aan sy broers gelyk geword, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy versoek en gelei is, kan hy die help wat versoek is. So Jesus het alles beleef wat jy beleef. Verwerping, bespotting, mense wat hom in die rug steek, mense wat hom nie verstaan nie, mense wat hom verkeerd verstaan, mense wat die hele tyd daarop uit was, om hom uit te vang. Hy beleef dit.
Hy beleef die onbarmhartigheid van godsdienstige leiers terwyl hy op aarde was. Inteendeel, hulle het hom doodgemaak. Hy het dit beleef en hy sê ek is daardeur sodat ek vir julle 'n barmhartige priester, hoëpriester, 'n intreder by God kan wees. Dis wie hy was. Op 'n stadium toe hy hier rondgeloop het, loop hy daar en dan staan Jesus het al die dorpies en die klein plekkies besoek. En hy het mense in hulle sinagoges geleer. Wat het hulle geleer? Die evangelie van die koninkryk. Wat is dit? Dit beteken dat as jy 'n kind is, as jy in Jesus glo, word jy 'n kind van hom. Hy het elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. En toe hy die menigte sien, en ek wil hê jy moet na jou menigte om jou kyk. Wie's die mense om jou wat Jesus vandag deur jou oë gaan raak sien? Dis dit jou gesin, jou kind, jou vrou, jou man, jou bure, jou mense by die werk, mense by die skool. Wie is daai mense wat Jesus sou raak sien as hy hier geloop het? En hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Dis Jesus. Hy kom na hierdie aarde toe om barmhartigheid te verstaan. Nou wonder ek by myself, wat het dit hom gebaat? Wat skoor Jesus as jy en ek 'n gelowige word? Wat skoor Jesus as ons barmhartig begin beleef? Ek weet nie, miskien skoor hy iets uit, maar ek dink ons baat daarbey. En dis hoe hy uiteindelik barmhartigheid sien. As dat jy barmhartigheid, mercy teenoor mense sal betoon, wat baie keer nie eers dankbaar is daarvoor nie. Wat dit nie eers aanvaar nie. Wat dit nie eers raak sien nie. Mense sê, niemand sien my raak nie, ek doen al hierdie goeie goed. Maar Jesus het dit kom doen, terwille van die ander persoon. Dis wat barmhartigheid is. So daar gaan 3 woorde saam met hierdie barmhartigheid. En dis die eerste woord, is die woord vergifnis. Nou, maar eers daarin terug. Dis die eerste woord daarmee is vergifnis. So, barmhartigheid en vergifnis gaan saam. Vergifnis beteken dood eenvoudig om mense te vergewe, al sê hulle nie jammer nie. Om mense te vergewe, mense sê dit ook, mense sê, jy moet vergeet en vergewe. Ek weet nie wie dit al gesê het. As jy dit sê, dan is dit mos so maklik om iemand te vergewe. Want jy het mos so vergeet. Dit is baie moeiliker om te onthou en vergewe. En dis eintlik wat Jesus ons wil leer. Terwyl jy die seer kry onthou, terwyl daai seer kry permanent op jou is, en dalk nooit sal weggaan nie, dis waar jy barmhartigheid vertoon. Dis waar dit na vore kom, want dan vergewe jy, terwyl jy onthou. Die tweede ding wat daarmee saamgaan is liefde. Barmhartigheid en liefde. Ons het laas week gesê, die Here Jesus kom en hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Daai goed gaan saam. Liefde is iets wat gebore word as jy weergebore word. Ons het nie van nature liefde nie. Van nature het ons nie barmhartigheid nie. Van nature het ons nie vergifnis nie. Dit word weergebore in jou as jy kind van God is. So jy het dit. En net soos genade gaan ook daarmee saam. Die woordjie genade het ons nou gesê, is om iets te kry wat jy nie verdien het nie. So die persoon met wie jy barmhartig optree, het nie noodwendig dit verdien nie, maar jy toon genade. So as ons nou gaan kyk, wil ek 5 praktiese goed vinnig vir jou gee, gaan dit net lees. Sit daai skyfie op asseblief. Die eerste ding is prakties. En ek het dit nou verduidelik eintlik al hierbo, vergewe. Vergewe. Want dis wat Jesus sê in Efesiërs 4. Wat Paulus al, hy sê, vergewe mekaar soos wat Christus julle vergewe het. En ek wil jou vra, dink 'n oombliekie oor jou lewe. Is daar iets wat jy teenoor iemand anders te gedoen het, wat jy graag wil hê, hy moet jou vergewe? Dan is daar dalk iemand anderster aan die ander kant, wat jou iets aangedoen het, wat sê, maar ek wil graag hê, jy moet my vergewe. Dan is dit so, en is die tweede eienskap van prakties wees, ons moet barmhartigheidswerk doen, so dit is deel daarvan van barmhartigheid, wanneer ons sal sê, ek help die mense in nood, ek sien hierdie mense se karre stikkend, ek gaan hulle help, ek sien daar ou se gras is lank, ry by my verby, en as jy hulle sien, want ek was nou 2 weke siek, so ek kan nie, Nikkie, ek kan nie gras sny nie,
voel nie lekker nie. Maar ry rond en kyk, nee, help mense wat dit nodig is. As daar kos moet gegee word, gee kos. En ek moet dit van julle sê, dit, ek dink is goed. Mense, as jy iets nodig het, dan is dit net daar. 'n Ding wat ons prakties moet leer, is om nie te oordeel nie. Want as ons oordeel, dis eintlik God se werk. Ons hoef nie te oordeel nie. Ons hoef nie te beoordeel nie. Want ons kan eintlik maar net sê, behandel my, nee, ek wil jou behandel, soos wat ek wil hê, jy moet my behandel. En dis eintlik wat hy sê. Luister dan ook. Luister en hoor waar is daar nood. Luister en hoor om te sê, maar ek wil verstaan hoekom hierdie persoon so optree. Ek probeer verstaan dat dit vir my maklik is om barmhartigheid te wees. Luister en dan bid. Bid gereeld, elke oggend, elke dag, 2-3 keer 'n dag, voor jy in 'n vergadering gaan, voor jy in die skool ingaan, voor jy waar gaan. Here, gee vir my 'n hart van barmhartigheid. Want as jy dit nie vir my gee nie, as jy my nie gaan help vandag nie, my natuurlike geneigtheid is, ek gaan geen mercy hier betoon nie. Dis my natuurlike geneigtheid. En nou kom Paulus en dan maak hy dit nog moeiliker. As hy hieroor praat, hy skryf hieroor, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Dis 'n radikale stelling om te maak. So dink gou-gou aan iemand wat jy nou sou graag wil vervloek. En hoe vervloek julle mense? Man, ek wens hy stamp sy toon, of hy kry 'n kramp in sy, wat ook al, linker toon. Nie regter toon nie, linker een. Seën die mense wat jy graag sou wou vloek. Dan sê hy, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat die oordeel aan God oor. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets te eet. As hy dors is, ek moet nou eers iets drink. Ja, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Julle, dis 'n upside down kingdom. Dis totaal, die hele wêreld inside out, dit is totaal anders as wat die wêreld dink. En dis wat hy vir ons vra. Hy sê, as jy, een van jou natuurlike eienskappe is barmhartigheid. As jy daarmee sukkel, vra my. So wat hoor ek? 1, barmhartigheid is 'n goddelike eienskap. En as dit 'n goddelike eienskap is, dan het ek daai barmhartigheid. En al wat dit dan beteken, ek moet dit nog opbou. Ek het dit. Ek het nie net die gawe van barmhartigheid nie. Dis 'n gegewe vir elke kind van God. Die tweede ding wat ek hoor, dit strek verder as net simpatie te hê, sê, ag, die arme mense. Dit strek verder, dis dit help om te gaan hoor waar ek moet help. Vir vyande, seën gee, kos gee, water gee. Die derde ding wat ek hoor, barmhartigheid is onverdiend. Dis iets wat nie iemand kan verdien nie. Soos ons deur God straf verdien het hy ons barmhartigheid gegee deur vir ons nie te gee wat ons verdien nie. En hy het vir ons genade gegee deur vir ons te gee wat ons nie verdien het nie. So dis hoe hy is. Toon praktiese barmhartigheid, doen dade. Ja, kyk, as daar mense is wat hulp nodig het, doen dit. En dan sê Jesus, en daarmee sluit ek af, hy sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou is weer so 'n question, so 'n vraag. Wie van julle wat hier sit, en ek wat hier staan, en julle wat daarna luister, sit vanoggend hier en sê, ek wil nie God se barmhartigheid hê nie. Ek wil niks van hom hê nie. Ek weet nie van julle nie, ek kan nie so leef nie. Nou sê hy, geseënd is jy as jy weet, as jy barmhartig is, want dan sal jy ook God se barmhartigheid beleef. Hoe arrogant kan dit wees as ek sê, ek van niemand iets barmhartigheid gee nie, maar God moet vir my barmhartigheid vertoon. En ander mense moet barmhartigheid aan my vertoon. En baie keer is dit so, en ek het dit self beleef ook, dat mense sal, as iemand jou wil help, baie mense is weer hoogmoedig en sê, ek vra niemand iets nie, niemand hoef my te help nie, ek sal self regkom. Dis hoogmoedigheid.
Die Here leer ons om te sê, gee. En ek het so les geleer, toe ons in Kreersdorp was, het ons 'n uitreike gehad in Mosambiek toe. En ek het een Sondag daar so voorgestaan, en toe sê ek vir die ouens, hoor jy, ons het 4 kombies nodig, want ons het 'n klomp mense wat gaan. So as daar mense is wat bereid is om hulle kombi te kom gee, sal ons dit nogal waardeer. En toe kom een van die ouens, toe nog 3 gekry, maar kort toe nog 1, en een van die ouens kom toe na ons toe, en hy sê vir ons, julle kan my kombi vat, maar dis 'n Caravelle. Nou, ek weet nie daai wie sou nog onthou nie, maar Caravelle was top of the range. Ek sê vir hom, nee, jy weet ken nie die paai in Mosambiek nie. Ons sal met daai ding kan gaan ry in Mosambiek nie. Daai Caravelle is te smart. Volgende week toe vra ek maar weer, is daar nie iemand wat vir ons 'n kombi kan gee? Hy kom weer vorentoe. Hy sê, hoor, ek het 'n Caravelle, julle kan hom vat. Ek sê vir hom, maar die paaie is sleg daar. Sê hy vir my hierdie woorde. Hy sê, jy vat God se seën nou van my al weg. Want God wil my seën deur my kar vir julle te gee, maak nie saak wat met hom gebeur nie. Ek dink dis baie keer vat ons God se seën by mense weg, as ons nie wel barmhartigheid ontvang nie. As ons sê, nee, moenie my help nie, ek wil op my eie reg kom nie, dan vat ons dit weg. Ek wil sê, God staan gereed om julle te seën met sy barmhartigheid, en om julle te laat seën deur hierdie gemeente en mense vir wat vir God lief is, met barmhartigheid. En die wêreld waarin julle leef, is honger en dorst na mense wat barmhartigheid verstaan. Daarom sal God, anders sal God ons nie die goed leer nie, dit sou kan nie begin gebid het. God se goedheid is daarin, dat hy ons by mekaar kry hier, en hy vir ons leer. Want die wêreld daar buite, is honger en dorst na barmhartigheid, en ons het dit. Al wat ons moet doen, ons moet dit ontwikkel, en daai karakter begin kry. So kom ek bid vir ons. Here, dankie dat U vir ons 'n hele upside down kingdom kom leer, wat anderster is as wat hierdie wêreld dink. En hier sit ons leef in 'n wêreld wat honger en dors na barmhartigheid. Ons sit in hierdie kerk, hier staan mense vanoggend hier, wat weet, hier's mense wat hier sit, of wat nie eers hier is nie, waarvan ek glad nie hou nie, en wat ek glad nie voor omgee nie. Wil jy nie vanoggend net 'n ding laat oopgaan en te sê, maar barmhartigheid is 'n eienskap van God, en ek moet dit ontwikkel. Ek moet mercy vir mense betoon. Help vir ons om minder hard te wees op ons kinders, op ons vrou, op ons man, ons ouers, ons vriende. Leer ons elke keer wanneer ons so sou wou optree. Waar is jou barmhartigheid nou? Help vir ons daarmee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.